goed by julle. Ek hoop julle geniet hierdie reeks saam met ons sover. Ek het verseker 'n goeie tyd om dit te kommunikeer en die inhoud bymekaar te sit. Ek dink hierdie 6 goed het die vermoë om, soos ons nou al honderde kere gesê het, julle lewens te verander. Ek hoop julle host het veel ietsie lekkers gekry om te eet hierdie week en dat dit goed gaan met julle groep en dat julle mekaar lekker leer ken en beter leer ken. Ons wil vandag gesels oor 'n baie belangrike keuse en dit is die keuse rondom jou identiteit. Okay, wie is ek? Wie is ek? Wat is ek? Wat doen ek? Wat maak my wie ek is? Dis 'n baie belangrike vraag. Is seker een van die basiesste vrae wat daar is wat 90% van mense mee sukkel is, wie is ek regtig? Jy weet, wie bepaal wie ek is? Besluit ek wie ek is? Besluit my ouers wie ek is? Besluit my vriende wie ek is? Besluit die mense op die skool wat my geboelie het wie ek is? Wie besluit wie ek is? So dis 'n baie belangrike vraag, wie is ons? En ek wil graag hê, ons moet 'n bietjie daarna kyk vandag. Ek dink op skool het 'n mens die geleentheid gehad, jy het saam met 'n klomp vriende, as jy nou nie 100 keer verhuis het saam met jou ouers nie, het jy saam met 'n klomp vriende groot geword, julle het mekaar leer ken, jy het mekaar gesien van kleins af en saam gegroei. Dit het voor- en nadele, want dit beteken dat jy kan nooit regtig vreeslik verander nie, want jou vriende sal dink jy's vreemd. As jy die geleentheid gehad het om na 'n ander skool toe te gaan, het jy so half hierdie geleentheid gehad om jouself te revamp, klink vreemd, extreme home makeover, en jy's 'n nuwe jy in die ander plek. Gewoonlik hou dit so 'n maand of 2 en dan kom jou ware klere uit en jy is dan eintlik wie jy is. En ek dink die mooi ding van universiteit is ook dat jy het die geleentheid om eintlik van vooraf jou identiteit te bepaal, en ek dink daar's klomp goed op skool wat 'n mens mee ontevrede is en jy kry die geleentheid om nuut oor te begin wat lekker is. So ek dink almal van julle is in 'n crucial tyd en in 'n plek in jou lewe waar jy daai vraag vir jouself moet afvra. Wie is ek? Want jy het nou die geleentheid om daai vraag te vra. As jy getroud is, gaan jy weet, dit is soos om heeltyd iemand by jou te hê wat alles kyk wat jy doen, sien wat jy doen, en daar begin ook 'n manier waar julle mekaar definieer en jy moet weet op watse van die goed moet ek 'n bietjie toegee, want my vrou of man is sterker, jy weet, daar moet compromises aangegaan word want julle moet mekaar vind. Dis 'n nuwe eenheid, 'n nuwe huis, 'n nuwe egpaar, 'n nuwe identiteit. En dan kom julle kinders en dan moet julle kinders help om hulle self te definieer en te weet wie hulle is, en dis spesifiek 'n pa se rol, dis eintlik baie opwindend. Ek doen dit met Ariella. Ek vertel eintlik vir wie sy is, nie so seer in die fynere details van haar persoonlikheid nie, maar wie God haar gemaak het om te wees, en hoe God na haar kyk en wie, jy weet, wat so goed sy is. En dit is vir my verstommend, selfs op 'n baie jong ouderdom, hoe daar 'n leuen kan inkruip en iemand kan dit baie vinnig glo. Ek sien dit by haar, hoe jy vinnig kan glo iets wat nie regtig waar is nie. Wat vir my mooi is, as ek die evangelies lees, die eerste 4 boeke van die Nuwe Testament, dan sien ek dat Jesus het nooit toegelaat dat enige iemand hom definieer nie. Hy het gesê, I am. Johannes het die 7 I am statements, is baie bekend. Hy het gesê, I am the gate, I am the door, I am the way, I am the good shepherd. Hy het homself gedefinieer. Nooit het hy toegelaat dat iemand hom definieer of hom sê wie hy is nie, want hy het by God die Vader gehoor wie hy is en hy het dit uitgeleef. Hy het selfs van 12 toe hy in die tempel was, toe sê hy, I am about my father's business. Dit is 'n redelike stelling wat definieer. So hy sê, hoorie, my pa se besigheid, wat kerk is, wat godsdiens is, wat mense se verhouding met God is vir my baie belangrik. So Jesus het van 'n klein ouderdom af homself gedefinieer en geweet wie hy is en wat hy moet doen. En ek weet, julle vra vandag saam met my, soos, wie definieer ons? Moet ons onsself definieer? Jy weet, wat moet ons doen? En ek dink, dit is een van die goed waar skrif vir my so relevant raak, die Bybel. Want as jy 'n nuwe LG TV het, baie eenvoudige voorbeeld, as jy 'n nuwe TV kry, waar gaan jy kyk hoe daai TV werk en wat daai TV kan doen? Jy gaan in sy manual kyk. Nou, vir my is die Bybelskrif is die manual van
Jy weet, God se storie met die mensdom, met ons, so as ons wil sien hoe God na ons kyk, dan moet ons gaan kyk in skrif. Nou as ek die vraag vra, wat sê God oor ons? Okay? As ons praat van wat sê God oor my, dan het die Nuwe Testament 'n baie wonderlike gawe wat hulle noem profesie. En profesie is wanneer iemand so half is meer spesifiek in jou inpraat, in jou karakter, in jou roeping, in hoe God jou gemaak het en aan mekaar gesit het. Okay, so profesie is as ons spesifiseer, en ek het nie die geleentheid om dit te doen nie, want ek weet nie met wie ek almal praat nie, maar ek wil selfs vir julle geleentheid gee om in 'n groep dit te doen, wat ons altyd op uitreike gedoen het, en dit mag dalk as dit die eerste keer is vir jou, 'n bietjie vreemd wees, maar jy sit in 'n sirkel, en ouens sê vir jou wat hulle in jou raak sien, en is wonderlik hoe, ek het van daai boeke nou nog, toe ek in Indië was, in 2007, wat ouens oor my gesê het, en ek het neergeskryf, en hoe daai goede realiteit in my lewe geraak het. Al was dit nie noodwendig daai tyd daar nie, maar daar was so half 'n glimmer van dit, 'n bietjie hoop van dit, en ouens het in dit ingespreek. En dis wat ons noem profesie. Profesie is daar om op te bou, om te edify, om vir iemand te sê, God se hart oor jou spesifiek. So, ek wil meer na breër goed kyk, wat vir ons almal waar is, maar ek glo selfs hierdie 4 goed gaan vir jou, jy weet, gaan vir jou baie waardevol wees. Die eerste ding is, as ons die Bybel oopmaak, en as ons in Genesis, letterlik die eerste boek, dan sê God oor Adam en Eva iets wat vir ons baie belangrik is. Hy sê, ek het hulle in my beeld geskape. Ek het man en vrou, Genesis 1:26-28, julle kan dit lees as 'n groep, ek het mens in my beeld geskape. So, ons is geskape in die beeld van God, dit is redelik iets wat ons definieer. Ons is anders as die diere, ons is anders as die plante, ons is geskape in die beeld van God. Nou, ek wil vir julle 4 goed uitwys, wat ons uniek maak, okay? Die eerste ene is dat ons het die vermoë om openbaring te ontvang. You are a revelation receiver. Jy het die vermoë om openbaring te ontvang. Ons het die vermoë dat God praat met ons. Johannes 10 sê Jesus, my skape hoor my stem en hulle ken my stem. Dis een van die goed van ons verhouding met God wat die kosbaarste is die feit dat ons die vermoë het om sy stem te hoor. Ons het al 'n reeks gedoen oor dit, ons noem dit the sound of a whisper, want skrif sê dat God praat met ons in 'n fluisterstem, in 'n whisper, en hy sê vir ons wie ons is, hy sê vir ons wie hy is, en ons moet ons self reg kry, self in tune om hy fluister te kan hoor, om te kan hoor as God met ons praat, en daar is baie maniere hoe God met ons praat. Hy praat met ons deur die woord, primêr, deur sy woord. Hy praat met ons deur ons vriende, hy praat met ons deur 'n beeld wat ons sien, deur 'n visioen, deur 'n droom, deur 'n lied wat in ons kop opkom. Daar is soveel maniere wat God met ons kan praat, maar die belangrikste is dat ons het die vermoë om God se stem te hoor. As jy vandag hier sit en jy sê vir my, Gielie, ek weet nie of ek al ooit dit ervaar het nie, dan wil ek vir jou sê, jy mis uit, en dis 'n geleentheid vir jou om bietjie nader te stap en sê, Here, ek wil graag die stem hoor. Ek wil graag hoor dat U met my praat, deur skrif of deur my vriende of deur mense, maar ek wil hoor dat U met my praat. Want primêr is my identiteit, en as ek uit my eie persoonlike lewe moet sê, is my identiteit gevorm deur mense wat in my lewe inspreek, of God wat deur sy woord vir my goed begin uitwys. En vir my sê, dis wie ek jou gemaak het, Gielie, dit is wie jy is. Ons moet openbaring kan ontvang. God kan met ons praat, hy wil met ons praat. Ek dink hy praat baie meer met ons as wat ons dink. Ons moet net reg kry om ons oor so half in te stel om na hom te luister. So dis die eerste een. Die tweede ene is, you are humbly honored. Okay? Wat is dit wat die vyand uit die hemel uit God het hom uit die hemel uit geskop? Wat was dit? Dit was trots. Trots het gemaak dat hy dink, ek wil graag soos God wees, en ek is God in 'n manier, en hy het homself opgeblaas, en hy het homself belangrik gemaak, en skrif sê, die duiwel was die engel van lig, so hy het aanbidding ook gelei in die hemel, wat 'n groot rol is, en 'n belangrike rol, so hy het begin dink, ek is belangrik, ek het al hierdie funksies en al hierdie dinge, en hy het homself meer geag en groter geag
as wat hy was. En daai trots het gemaak dat hy nie sy plek ken nie. Hy weet nie wie hy is en hoe God hom gemaak het nie. Hy is nie God nie, hy is laer as God, hy is 'n engel. Ons plek is dat God het ons gemaak bo die diere, okay, dit klink nou baie snaaks vir julle, ons is onder God, maar ons is bo diere. En dit is belangrik vir ons om te weet dat dit is waar ons, jy weet, waar ons inpas. Die heel eerste sonde wat gepleeg was Adam en Eva, en die versoeking, dis net 'n worteltjie wat ek swaai, die versoeking was om soos God te wees. Jy sien, hulle het nie hulle plek lekker geken, hulle het nie geweet presies waar hulle inpas nie. God het nie gesê die doel is om God te word nie. God het gesê die doel is om gehoorsaam te wees en om in hierdie tuin te lewe en om te doen, maar net nie van hierdie een boom eet nie. Nou, wat so half dit weerspreek is dat as ons tot bekering kom, dan word ons soos Jesus. Ons karakter lyk soos hy, ons persoonlikheid begin lyk soos hy, jy weet die manier van doen is Christus is in die middel van dit. Dit beteken nie dat jy die uniekheid van wie hy is by die deur moet uitgooi en jy moet dieselfde goed sê en doen soos wat Jesus nie. Dit beteken dat Christus word in jou gevorm, die vrugte van die Gees word in jou gevorm en jy begin lyk soos hy, maar jy is nooit hy nie. Ons is nooit God of soos God nie. Ons doel op aarde is om te word soos die Seun Jesus, dis wat Romeine sê, maar ons is laer as God en ons is bo die diere, God het ons autoriteit oor diere gegee, en dis ons plek. So, ons het 'n bietjie nederigheid, humility nodig om daar te wees, en daar's 'n plek van, ons gesê, you are humbly honored, dis 'n plek van eer, dis 'n plek waar God sê, dis my mense en my beeld word deur hulle gesien. You honored, you humbly honored. Ons moet presies weet waar ons so half inpas en nie probeer iets wees wat ons nie is. Die derde ding is, you are made a mirror. Jy word, jy's 'n spieël, jy word gemaak, en dis wat ek nou net gesê het eintlik, jy word gemaak om God se glorie te reflekteer. En hoe meer mense na jou kyk, hoe meer moet hulle Jesus raak sien. Ek dink dis een van die grootste komplimente, ons sê dit baie keer hier in Selfverpots op Stroom vir mekaar, en sê ons, hoorie, as mense vir ons sê, ons lyk soos Jesus, wat hulle lees in skrif is, wat hulle in ons lewens sien, is die grootste kompliment wat iemand ooit vir ons kan gee. Nog beter as hulle, of net so goed as hulle vir ons kan sê, hele gemeenskap lyk vir my soos 'n klomp mense wat Jesus volg. Dit was die eerste woorde in die boek van Handelinge was die eerste woord wat hulle die disippels, die volgelinge genoem het, was Christians, want hulle het gesê little Christs, dis mense wat soos Jesus lyk. En dit was 'n besonderse kompliment, want baie van hierdie mense het Jesus gesien, hulle het gesien hoe hy gekruisig word, en nou sê hulle, okay, maar hier is 'n klomp volgelinge wat net vir ons soos Jesus lyk, ons noem hulle Christians. Ons lewens is 'n spieël, we're made to reflect the glory of God, en die glorie van God, in mense, vir ander mense, sodat hulle kan sien wie Jesus regtig is. Daar's 'n sê ding wat sê, dat the only Bible that people will read is your life. Jy weet, en dis waar, is soos as mense na jou lewe kyk, wat sien hulle, wie sien hulle, nou wie reflekteer jy, en weer eens ons groei daarin, okay, so as ons nou net tot bekering gekom het, of ons het 'n besluit geneem, dan beteken dit nie ons moet nou alles reg doen, en soos Jesus wees nie, dit is 'n proses, waar ons geskape word, gevorm word, gedissiplineer word, weggeknip word, weggesny word, en God kom vorm homself binne ons, maar is 'n proses wat God doen. Dit is iets waar ons op reageer, maar dit is 'n proses wat God doen, en dit is wat genade is dat God homself binne in ons vorm. Dan die laaste een is, you are blessed to be a blessing. Alles wat ons van God ervaar, is nie vir ons om dit te stoor of te hou nie, maar is vir ons om dit weg te gee. Ek dink dis 'n baie belangrike ding vir ons as Christen om te verstaan is, as God iets in jou lewe doen, as jy word dit van jou verwag, eintlik om dit weg te gee. You made to be a blessing. Weet, almal van julle het al 'n poel water gesien wat stil staan. Wat gebeur met 'n poel water wat daar nie 'n in- en 'n uitvloei is nie? Hy kry muskiete op, die mos vorm, die slyk. Dit is ons lewens as ons nie uitgee nie, of as ons nie inkry nie. As ons net inkry en ons gee nie uit nie, dan raak hierdie poeltjie groter, ons raak geestelik vet.
As ons daar uitvloei is, dan is daar vloei van water. Daar is nie goed wat kan by mekaar kom nie, daar is nie goed wat kan vorm nie, en dit is gesond. So, wat ons ontvang, dit moet ons weggee, want ons het vrylik ontvang en ons wil vrylik weggee. You are made to be a blessing. So, you're a revelation receiver, you are humbly honored, you are made a mirror, and you are blessed to be a blessing. Twee laaste goed wat ek wil sê oor ons identiteit is, ons identiteit word ontvang, dit word nie achieved nie. So your identity is received, not achieved. Dis iets wat God vir ons gee. Hy gee vir ons sy gees, sy seën, hy vorm hom binne in ons. Dis deel van ons identiteit. Ons wil weet wat God sê en wie God sê ons is. So, dis nie iets waarvoor jy hoef te werk nie. Dit raal 'n groot las van ons skouers af. Your identity is received, not achieved. En dan die tweede ding wat baie belangrik is almal van ons is gelyk. Alle rasse, alle kleure, alle geure is gelyk voor God. Daar's nie een wat belangriker is nie, daar's nie een wat minder belangriker is nie. Die Israeliete sê God, dit is sy mense, dis sy uitverkore volk, die res van ons is almal dieselfde. Die res van ons word oor dieselfde kam geskeer. Ons is almal presies dieselfde. Daar's niemand wat meer waardevol is en iemand wat minder waardevol is. Dis hoekom ons rasisme haat. En ek wil vir jou sê, as jy sit en jy luister en jy soos jy sê, dit is vir my 'n moeilike ding om te oorwin, want dis hoe ek groot geword het, want rasisme word geleer vir mense. Jy word nie 'n rasis gebore nie, jy word geleer om 'n rasis te wees. Dan moet jy vir die Here sê, Here, kom verander die manier hoe ek kyk na mense, en veral mense van ander kulture en rasse wat ek nie verstaan nie. Kom gee vir my die nederigheid om te hoor by hulle wie hulle is, waar hulle vandaan kom, en dat ek nie vooropgestelde idees van hulle sal hê nie. Dis belangrik dat ons vat wat God van ons sê. En ek wil afsluit hiermee, die duiwel gaan ook vir jou sê wie hy is. Jy moenie 'n fout maak nie. Die vyand is goed daarin om vir ons te probeer definieer. Jy is nie waardig nie. Jy is nie goed genoeg nie. Jy kan nie God se stem hoor. En daai ou leuen is so oud soos die boeke. Jy kan nie God volg nie want jy's 'n swak voorbeeld. Buddy, klomp leuns oor en oor, en ek wil hê julle moet 'n tyd vat in julle klein groep announced, en julle moet bid en sê, Here, wys vir ons as al goed is wat ons glo, wat die vyand saadjies kom plant het, al van jare terug, en ons weet nie hoe om al van ons laat raak nie. En ons gaan vir God vra om julle te help daarmee. So, ons wil vat wat God sê, ons wil wegdruk wat die vyand van ons sê. Ons wil in woord sien wat sê hy oor ons. En ek wil julle aanmoedig, lees skrif. Posisioneer jouself dat daar selfs vriende en mense rondom jou kan kom wat vir jou kan help met hierdie taak van definieer my, help my om my identiteit te ontwikkel. Maar die primêre bron is God homself. Hy moet met jou praat, jy moet openbaring ontvang deur skrif, en hy wil dit vir jou doen. So kan ek bid vir ons, net daar waar julle sit, kan julle oë toemaak. Here, ons kom sê dankie, dat U ons nie los om soos 'n dobber op die see rond te dryf nie, maar U wil met ons praat, U gee vir ons identiteit, U sê vir ons wie ons is en wat ons doen, en ek kom bid dat elkeen wat onder my stem sit en in ons groepe nou sit, Here, dat hulle sal weet wie U is, wat U kom doen in hulle lewens, wie U sê hulle is, en ek kom bid dat alle leuns, Here, sal wegval, en dat die Heilige Gees, dat U vir ons sal help, om al leuns te identifiseer, en om hulle letterlik wortel en al uit te pluk vanaand, in Jesus naam, amen en amen. Dankie julle moet 'n lekker week hê, ons hoop om julle volgende week weer te sien.